Môre, dis donderdag die 2de Julie en ek hoop dat God se genade vandag al klaar vir jou deurbreek. Ons kyk vandag na die groot draaipunt in Genesis 38. En die titel van ons oordeenking is Die kragtige deurbraak van genade. Ek wil vir jou vanoggend 'n baie reguit vraag vra. Het jy al ooit jou eie integriteit weggegee, net vir 'n oomblik se kortstondige plesier? Juda het presies dit gedoen. Sy vrou het gesterf en hy loop nou alleen op die pad na Timna toe om sy skape daar te gaan skeer. Langs die pad sit 'n vrou met 'n sluier oor haar gesig en wag. Dit is Tamar, sy eie skoondogter, maar Juda weet dit glad nie. Sy het haar gesig heeltemal toegemaak weens sy eie valse beloftes vroeër. Maar Juda dink sy is sommer 'n gewone hoer langs die pad. Hy draai dadelik uit na haar toe weens die lus van sy oë. Tamar vra toe 'n pand voor hy by haar mag ingaan en Juda gee sy mees persoonlike besittings vir haar, sy seelring, sy bandjie en sy staf. Hierdie 3 dinge was sy hele identiteit. Dit was sy amptelike handtekening en sy koningskap. En hy los dit sommer in die hande van 'n vreemdeling vir 1 oomblik se sonde. Nou 3 maande later hoor Juda 'n skokkende berig. Die mense sê Tamar is swanger deur hoerery. Juda word toe vreeslik kwaad en hy speel dadelik die groot en heilige morele regter. En hy sê, bring haar uit sodat sy verbrand kan word. Ons ken daardie menslike skynheiligheid darm baie goed. Ons oordeel ander mense se foute altyd vreeslik vinnig, maar ons sien glad nie in ons eie lewe wat vasgeval is in die wêreld se modder nie. Tamar word toe na die vuur toe uitgebring, maar sy haal skielik daardie 3 dinge uit. Die seelring, die bandjie en die staf. Sy stuur 'n boodskap vir haar skoonvader. Sy sê, ek is swanger by die man aan wie hierdie dinge behoort. Juda moes toe sy eie diepe skuld voor almal bely. Die klippe het uit sy hande geval. En hy sê, sy het reg teenoor my. Maar kyk nou hoe ontsaglik wonderlik werk God se soewereine plan. Tamar skenk uiteindelik die lewe aan 'n tweeling. By die geboorte steek een seentjie sy hand eerste uit. Die voetvrou bind dadelik 'n rooi draad om sy hand. Sy sê hierdie een gaan die eersgeborene wees. Maar hy trek sy hand skielik terug. En sy broer word toe eerstegebore. Hulle noem hom Peres. Dit beteken om kragtig deur 'n muur te breek. Die mense reëls en die rooi draad van die wet wou eers te kom, maar God se soewereine genade breek eers deur die muur van ons foute. As jy vandag Matteus 1 vers 3 oopmaak, dan sien jy hierdie selfde name weer, Tamar en Peres, staan trots reg in Jesus se eie geslagsregister geskryf. Jesus het nie uit 'n stamboom van perfekte mense gekom nie. Hy kom juis vir mense met 'n stikkende verlede en vuil hande. Kom ons bid saam. Here onsse God, U is die getroue verbondsgod. U skryf altyd reguit met die kromlyne van ons lewens. Here, ons bely vandag dat ons dikwels baie skynheilig is. Here, ons oordeel ander mense so vinnig, terwyl ons eie hande vol oortredinge lê. Here, vergewe ons waar ons integriteit vir kortstondige plesier verruil het. En dankie vir U massiewe genade wat soos Peres kragtig deur die mure van ons foute deurbreek. Dankie dat ons name in U boek staan weens die volmaakte offer van Jesus alleen. My God, laat ons vandag met opregtheid en skoon harte op U pad loop. En ook vandag, ook op hierdie spesifieke plek. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Het jy jou eie seelring vir sonde weggegee? En is jy nou gereed vir die magtige deurbraak van onsse Vader se vergifnis? Ek hoop jy het 'n geseënde donderdag.